Ek begin 'n nuwe reeks, is jy saam met my? Ek kyk hierdie kernteks was mense, die hele vakansie, as ek opgewonde om hieroor te praat. En nou die dag aangebreek. Oor hierdie een teksvers, ek weet of jy dit ooit in 'n boek sal kry, of ooit iemand al gehoor preek het oor hieroor. Ek glo dit kom van die Heilige Gees. Ek weet nie wat ek als gaan sê nie, maar ek is opgewonde in my binneste. Hier kom 'n ding. Ons kernteksvers, ons praat oor om heilige hande op te hef sonder toorn en twis. En ons kernteksvers het dit daar, en jy het ook jou blaadjie vol in die sleutelwoorde, as jy wil, ten minste vat dit huis toe. En dit kernteksvers, Paulus skryf eers Timoteus 2 vers 8 sê hy, ek wil hê, sê saam my, hy wil hê, dat manne op elke plek, sê saam my, elke plek moet bid, en wat? En heilige hande ophef sonder toorn en twis. Daai toorn en twis is iets wonderliks. Ek het gaan kyk in die Grieks en dit het my gegryp toe ek begin sien in watter manier moet jy heilige hande ophef. Maar kos maak eers 'n inleiding net vanmôre, net 'n inleiding. Eers, kom ek vat net eers sy konteks. Moet nooit probeer om teksverse uit hulle kontekse uit te ruk nie. Het ons dit al verstaan in hierdie kerk? Teksverse staan nie los nie, hulle staan in 'n konteks. Kom ons lees hierdie skrif binne sy konteks. Dan moet ek jou vat eers terug ons volgende ene, ons volgende kyk net eers, ek wil dit eers uitlig. Ons begin daar. Hy sê, ek wil weer herhaal. Sê, Paulus wil hê. Het hy deur die Gees geskryf? Was sy begeertes deur die Heilige Gees? Ek wil hê dat manne op elke plek moet, en dan is dit klaar gesê. Goed, nou gaan ons terug in die konteks toe, en ons vat na vers 1 toe. Hy sê, ek vermaan, ek haal uittreksels uit die teksverse uit, ek vermaan, dat daar smeekinge, gebedes, voorbedes, vir wie? Sê saam my, vir wie? Kom sê alle mense. God gee om vir alle mense. Nie net vir jou en jou familie, en jou klein wêreldjie nie. Hy gee om vir die hele wêreld, en dis waarvoor hy sy seun gegee het. Hy wil hê, daar moet smeekinge, gebede en voorbidders wees vir alle mense, want dan onder andere, dis aangenaam voor God. Kom ons sê, dis aangenaam. God geniet dit, as jy wil die Here plesier, dan as jy wil gelukkig maak, begin bid vir alle mense. Goed, vir alle mense is dit aangenaam voor God. Wie is God eintlik? Hy is 'n verlosser. Kom ons sê God is 'n verlosser. Maak nie saak wat 'n stryd jy mee sit nie. Hy het 'n plan as jy hom glo. Hy's besig om jou te verlos. Om die waarheid te sê, hy het jou eintlik klaar verlos in Christus Jesus. Jy moet dit net vat in die geloof en in die geloof bly. Die verlossing is besig om te gebeur. Hy is 'n verlosser. Jy moet hom elke dag bely as jou verlosser. En hy wil nie net jou verlos nie, hy wil jou buurman verlos, hy wil die wêreld verlos. Dis waarvoor ek moet bid. Want in vers 4 sê hy, wat wil hy? God wil hê. Hoekom moet ons bid vir alle mense? Want as jy bid, begin God werk. Wat wil hy hê? Wat wil hy dat wat? Praat saam met my. Dat alle mense gered word, en hulle kan nie gered word as hulle nie tot kennis van die waarheid kom nie. Hoe gaan hulle tot kennis van die waarheid kom? Die evangelie moet aan hulle verkondig word. Ons herhaal oor en oor in hierdie kerk. In Romeine 10 vers 30 sê, elke een wat die naam van die Here anders sal gered word. Hy sê, maar hoe kan hulle hom aanroep as hulle nie in hom glo nie? Hoe kan hulle in hom glo as hulle nie van hom gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor as iemand nie dit vir hulle sê nie? Iemand dit nie preek nie. Jou bure, jou vriende, jou familie, wat die Here nie ken nie, wat nie glo in die Here nie, sal hel toe gaan, tensy jy begin jou mond oopmaak en begin hulle vertel van die evangelie. En ook daar, nie net hier nie, die hele wêreld, wat God wil hê. Kom ons sê wat God wil hê. Alle mense moet gered word.
Hulle kan almal gered word, mits hulle dit hoor. Goed, nou vat ek hier na ons kernteksvers toe. Nog nie daar, ons is nog besig met die konteks. Vers 6 en 7 sê, wat homself, ons God, vir die redding van die mensdom, het hy homself gegee. Hy het homself gegee, mense. Begin jouself gee vir die Here se werk. Kom los uit jou eie selfsugtige wêreldjie. My begeertes, my wêreld, my dinge. Begin buitekant jouself kyk. Daar's 'n groot God daar buitekant wat jou wil gebruik. Wat homself gegee het as losprys, sodat alle mense gered kan word. En dan sê Paulus iets. Hy sê ek is geroep, ek is aangestel as prediker vir die heidene. My hooffokus is die wêreld daar buitekant. Nie die kerk nie. Nie net die wat gered is nie. Daar's miljoene daar buitekant wat ongered is. My hooftaak is, ek moet beweeg. Hulle het nog nie gehoor nie. Die Here het my aangestel. My fokuspunt is die heidene, is die sondaars. Dis sy fokuspunt. Hierdie kerk, God dank, ons fokuspunt is nie net om vir die lidmate hier om te kyk nie. Luister, die lewe is beter in groepe. Die manier hoe dat ons jou gaan versorg is, dis 'n Bybelse manier, raak betrokke in 'n groep. In die groep gaan daar vir jou omgegee word. En sodat ons hande losgemaak kan word, dat ons kan meer doen daar buitekant. Asseblief mense, ek pleit vir jou in die naam van Jesus Christus, vergeet 'n slag jouself. Begin dink aan die koninkryk van God, wat uitgebrei moet word, wat sy lewe as losprys gegee het, sodat alle mense gered kan word. Hulle kan nie gered word, as ons die mense uitstuur nie. Is dit waar? Jy hoor dit oor en oor, en jy gaan dit aanhou hoor, totdat jy begin inkoop. Amen? Goed, nou, God wil hê alle mense moet gered word. Nou is ons by ons kernteksvers. Paulus sê, maar ek wil ook hê, omdat ek aangestel is as 'n prediker, as 'n leraar, om die heidene by die Here uit te kry, want hy het sy lewe gegee daarvoor. Hy wil hê alle mense moet gered word, so ek wil dit ook hê. Dis in lyn wat God wil hê. Hy sê, ek wil hê, maar nou voeg jy dit saam. Hy wil presies hê wat God wil. Wat wil hê dat alle mense gered moet word. Hy wil hê op elke plek, elke land, elke dorp, elke gemeenskap, moet daar mense wees wat gered is. As hy gered is, kan hy heilige hande ophef tot eer van God. Dis wat God wil hê. Mag dit vir u en vir my ook so word, mense. Nie net vir ons nie, maar op elke plek moet dit gebeur. As jy met my. En ek wil vir u sê, daai begeerte is ook in my. Ek sal nie rus voor daar in elke gemeenskap 'n kerk gebou is nie. 'n kerk geplant is nie. Eers 'n tent, elke jaar 100. Kan ons dit nie opskuif hierdie jaar na 200 toe nie? Ek dink ons is byna 220 bereik verlede jaar. Kan ons hom nie na 200 toe vat nie? Het jy gesien hierdie snap churches? Mense man, dis 'n awesome plan. Net vir 50.000 het Woord 'n Lewe soveel partners, deelgenote gekry. As ons 50.000 neersit, bou hulle vir ons 'n kerk kant en klaar, wat oor die 300 sitplekke in het. Alles klaar. Net vir 50.000. Dis was so 'n awesome plan. Dis iets ekstra. Dis nog afgesien wat om Frans Du Plessis doen en nog andere. Hier's lidmate wat daar in die banke sit, wat saam met ons werk, wat ons help om kerkgeboue op te kry. Mense, op elke plek moet daar 'n kerk wees, sodat daar mense kan wees wat heilige hande ophef. Dis wat ons wil u dit ook sien. Dan moet ons eie selfsugtigheid eenkant toe skuif. En sê, Here, ek het genoeg. Maar die res gee ek vir God se werk. Wat wil hê, alle mense moet gered word, op elke plek. Elke plek.
Elke plek. Kom ons gaan aan. Wat hoor wat sê die Here hierso? En hy praat met sy volk, gaan kyk dit in sy konteks. In Maleagi hoofstuk 1, hy praat oor sy volk wat vir hom offers bring. Hulle gee vir hom blinde oog, beeste. Die swakste gee hulle vir die Here. Hy sê probeer ek vir jou koning gee. En dan kyk jy wat sy reaksie is vir die soort offer wat jy aan hom bring. Maar jy wil hê ek moet tevrede wees. En in daai konteks sê die Here, terwyl my uitverkore volk my die afskeep gee, wil ek vir jou sê daar's ander wat nog heidene is, wat my beter behandel as wat my eie volk my behandel. Dis wat hallo? Dan sê hy in vers 11 van die opgaan van die son tot waar die son ondergaan, is my naam groot onder wie? Onder die heidene, en in elke plek word tot eer van my naam reukwerk opgebring. Kos en reukwerk. Dit is waaroor hande ophef gaan. Kan jy nou wys? En hierdie reeks kom net elke Sondag. Dan gaan ons saam leer. Goed, kom ons gaan terug na ons kernvers uit die nuwe vertaling, vertaal hom so. Hy sê ek wil hê dat by elke plek van samekoms, wat moet gebeur by elke plek van samekoms? Maar daar mense wees wat met skoon gewete wat doen? Kan ons lees? Wat wil hy op elke samekoms? Moet hulle met skoon gewete wat doen? Hande en gebed tot God moet ophef. Jy sal nooit weer kan sê ek het nie geweet nie. Dis nie sommer maar net 'n tradisie, 'n Pinkster tradisie of 'n woordelewe tradisie nie. Dis 'n Bybelse kultuur, as 'n hemelse kultuur om jou hande ophef te hef tot eer van God. Ons verstaan wat die krag en die waarde daarvan is. Hy sê die heidene, onder die heidene is my naam groot, my volk is skaars. Dit wat hulle my gee vir my afskeepsels. Hy sê maar, dit is eintlik 'n profetiese woord, wat hy geprofeteer het, terwyl my volk Israel my afskeepsel gee, wil ek vir jou sê, daar gaan 'n tyd kom, dat die heidene gaan my naam vereer, halleluja. En dit is besig om te gebeur. Kom ons gaan verder. Wat beteken dit? Ek gaan nie diep gaan, ek gaan nie lank aanhou vanmôre nie. Dawid skryf, hy sê dit in Psalm 141 vers 2, laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos wat? Kan ons dit saam sê? Here, as ek bid, tesame daarmee, laat die opheffing van my hande soos die aandoffer wees. Ons gaan die reeks bietjie dieper in delf, maar ek hardop net vinnig deur. As hy sê, my opheffing van my hande is presies dieselfde, en hy profeteer eintlik in die Nuwe Testament. Want in die Nuwe Testament bring ons nie meer die aandoffer nie, bring ons nie meer wierook nie. Prys God, daai was skade wees. Ons het te doen nou met die werklikheid. Wat is die werklikheid? Die werklikheid is dit. Maar kom ek wys u eers, wat is die aandoffer? Onder andere, jy moet gaan diep in delf oor dit. Net eers, kom ons kry dit net eers. Reg, in Openbaring lees jy dit, vers 4 en die vorige vers, ek moet miskien gou vers 3 ook lees, ek gou weer ook wat by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, en dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar, voor die troon van God gaan te lê. Nou vers 4, en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Kan jy sien, reukwerk en gebede het saamgegaan. Amen. En ek gaan jou wys, handopheffing is reukwerk. Gaan jou wys. As jy my net in die volgende dag, Sondag genoeg tyd gee, gaan ek jou wys. Dit is wat die Bybel bedoel.
Want Dawid sê, laat die opheffing van my hande wees soos die aandoffer. Wat was die aandoffer? Kom ek wys jou, onder andere, een teksvers, neem ons jou na Eksodus 29, 38, 41, ek haal uit treks as daar, hy sê, wat jy op die altaar moet bring, Moses, by die tabernakel, as my volk saamkom, dat my heerlikheid oor julle kan kom, moet julle hierdie ding doen. En hy sê op die altaar berei voor, wat jy op die altaar moet berei, is 2 jaar oud lammers, gereeld, wanneer? Elke dag. 1 in die oggend, maar 1 in die aand. Spesifiek gaan ons bietjie fokus, daai aandoffer. En 1 in die aand, en die lam teen die aand, berei, tot 'n wat? Wierook. Tot 'n lieflike geur. 'n vuuroffer aan die Here. Dink jy, as Dawid skryf, die opheffing van my hand, in die Ou Testament, moes jy 'n lam slag, en hulle het nie net lammers in die aandoffer, die Bybel praat ook van die spysoffer, gaan kyk het in die aand, het hulle die spysoffer gebring, in die teenwoordigheid van God, en het was aangenaam, welriekend voor God. Het lyk vir my, jou gebed is aangenaam voor God, maar jou gebed moet gepaard gaan met wierook, met aandoffer, met handopheffing. Terwyl jy as dit, kan jy bietjie jou hande ophef. Na jy reeks gaan jy agterkom wat sy krag daarin is. Daar's onbeskryflike krag daarin, as jy net kan so maak. Net dit. Moenie, dit gaan nie goedkoop wees nie. Want ek gaan die Here reeks vir jou wys, hoe jy dit moet doen. Dis nie net gewone hande nie, hy soek heilige hande. Ons gaan daaroor praat. Dis heilige hande wat die hemel oopmaak. Maar kom ek vat net gou vinnig hier na toe. Net onder andere, ons gaan bietjie daaroor praat nog. Net byvoorbeeld, Elia daag die volk uit. En die Baal priesters en aanbidders roep van die môre tot laatmiddag, tot dit aand word. Tot dit tyd word vir die spysoffer wat die aandoffer was, wat Dawid van praat. Is jy met my? Hy wag vir die regte tyd. Hy gee hulle 'n hele dag kans. Hulle roep, hulle sny mekaar stukken. Niks gebeur nie. Want 'n afgod kan jou nie help nie. Mense in die wêreld kan jou nie help nie. Wat jy ook al doen, as een lewende God, op wie jy jou aandag moet fokus, en tot wie jy jou gebede moet rig, en tot wie jy heilige hande moet ophef. Die oomblik, toe die tyd van die spysoffer, dit is niks anders as jy aandoffer bring, en die profeet Elia nader gekom, en hy gesê, toe begin hy bid, en hy noem hom, hy sê, die God van Abraham, Isak en Jakob, en hy vra onder andere, hy sê, antwoord my asseblief, Here, dat hierdie volk kan weet, daar is net een God wat lewe. En die volgende oomblik, toe hy daai aandoffer bring, toe dit gereed is, toe kom die vuur van God uit die hemel uit. En hy steek daai aandoffer aan die brand. Halleluja! En die volk val op hulle aangesig neer, want daar is 'n God wat lewe. Halleluja! Wie stem saam met my, die aandoffer het krag? Dis God se vuur wat hom aan die brand steek. Dis soos u en ek met hande ophef, mense. Ons gaan daaroor praat. Die soort handopheffing wat God soek, wat vir hom aangenaam is, dit moet deur die vuur van God gedryf word. Halleluja! Dis waarom hy heilig is. Dis nie net so maakie. Dis wow, uit my gees uit. En daai woord toos, wow, ek het hom gaan naslaan. Ek kan nie wag om dit vir jou te wys nie. Dis die manier hoe jy en ek gaan hande ophef. Ek glo dit gaan die vuur van God sy gaan neerval op jou en my. By jou werk, by jou besigheid. Wat ons nodig het is God se vuur. Ek maak klaar. Ek wonder, moet ek hier stop nou? Of moet ek aangaan na die ander een toe? Nee, ek dink ek moet stop. Ek moet stop. Want mense, ek wil jou honger maak. Hier kom iets besonders.
Want ek wil hê dit wat ons nou 'n bietjie geleer het, die aandoffer, kan ons bietjie die aandoffer bring aan 'n lewende God. Halleluja. Ons gaan oefen om heilige hande op te hef voor die Here ter wille van die bloedverbond, want ek weet as ek gaan na die volgende een toe, mense die vuur gaan val en die volgende diens moet begin en ons het respek vir mekaar. Jy sê ag, vergeet hulle. Kom aan. As jy die liefde van God in jou hart het, dink jy aan die ander ook. Geen selfsugtigheid nie. Jy kan jou binnekamer ook beleef. Kom bietjie na ons 6 uur bidure toe. Kom beleef bietjie die Here. Is dit reg so? Kan ons bietjie staan? Halleluja. Woe! Toe, kan ons bietjie sing julle? Kan ons bietjie sing? I want to lift up my hands to the coming King. Of daar eers kos sing, is die vinnige een. Die vinnige een. Man, ek wil my hande ophef. Voel jy ook so? Dink jy daaraan, mense in die Ou Testament het dit al gekos. Hierdie hand ophef gaan jou kos. Hy's verniet. Hy's nie goedkoop nie. Moenie sommer goedkoop jou hande opsteek nie. Ek gaan jou wys in die woord. Wat maak die hemel oop? Maar ek dink ons het genoeg. As jy begin die woord hoor en jy glo dit, jy sê, Here, ek sien die ware daarvan. Help my, dat ek dit op die regte manier kan doen. Dat ek op die plek kom, dat ek ook heilige hande kan ophef. Maar wie wil saam met my glo, dat hierdie gemeente die oorsaak gaan wees, dat op elke plek in Suid-Afrika, en in elke plek in Afrika, gaan God vir ons deure oopmaak, sal daar mense by mekaar kom, en heilige hande ophef, want dis God se wil. Halleluja! Ons sal ons lewe uitstort vir God. Mense, die tyd is baie min. Kom ek waarsku vir jou, jy moet geld in die bank te sit, gaan nie vir jou veel help meer nie. Jy kan dit net so verloor. Nog eiendom om te koop, jy kan hom net so verloor. Maar dit wat jy in die koninkryk van die Here insit, kan niemand van jou wegvat nie. Want jy is op pad na die ewigheid toe. Dis net so as jy daar. Net so. Kos plant meer kerke. Ek het verlede Dinsdag ons substedelijk leiers reg oor Suid-Afrika saam gehad. Die rapporte wat ek teruggehoor het my aangegryp. En ek het net besef, ons moet versigtig wees dat ons God al die eer gee. Dis nie 'n mens wat dit ooit kon regkry nie. Dis nie die Here. In die eerste plek wil ek sê, dis die Here wat dit meegebring het, dat ons 2000 kerke in hierdie leierskap het, reg oor Suid-Afrika, en duisende in Afrika. Dis die Here wat dit gedoen het. Maar nommer 2, dis gemeentelede, wat ons staat gestel het om dit te doen. Die eer kom die Here toe. Nommer 2, die eer kom jou toe. Want jy weet wat se aandeel jy het. Nommer 3, ons het 'n fantastiese span. Ek het lankal agtergekom, Ronnie Barrett is nie so smart nie. Hy's eintlik niks. Weet jy, ek besef in die eerste plek, ek is niks sonder die Here nie. Ek is nog nikser sonder julle ookie. Want julle maak my, en my span maak my. Dis waarom ons kan beweeg. Hoekom dink jy kom die leiers oral by mekaar om na ons te luister? Want hulle is bewus van wat God hier doen. As dit nie meer hier is nie, gaan hulle nie meer na my luister nie. Hulle luister na my, omdat hulle weet, hier's 'n sterk gemeente, en dis julle. Dis julle. Draai na jou buurman toe laat so sê, man, jy's wonderlik met God se genade. Kom ons prys 'n bietjie mekaar. Dis jy wat dit gedoen het. Dis jy wat dit gedoen het. Dis jy wat dit gedoen het. En ek wil die Here eer vir my voltydse span, al my pastore, elke ene. Dis julle. Dis die eerste plek die Here. Dan sit die lidmate. Dan sit ons voltydse span. En ek is heel laaste. Niks. Sonder julle, sonder hierdie mense, sonder die Here, kan jy niks bereik nie. Kom ons wees versigtig om God al die eer te gee.